Kom ons sit die eerste so, ons sluit ons oë. Vader, ek eer U vir hierdie wonderlike geleentheid, Here, om net weer die woord te kan kom bedien. Dankie, Here, dat ons weet, die woord sê dat U woord keer nooit leeg terug nie. Vader, dis my gebed, dat U nou harte sal oopmaak, dat U nou gedagtes sal oopmaak en ontvanklik sal maak, Here, vir hierdie woord wat sal uitgaan vanaand. Ons gee vir U al die eer, Here. Dankie, Jesus. Amen. Ek het vanmorgen, toe ek geopen het, het ek gesê dat gedurende hierdie vastheid, toe die Here met my gepraat, die Here het vir my woord gegee, en ek was so opgewonde oor dit wat die Here vir my gegee het. In Efesiërs het die Here vir my gewys dat ons moet begin om hom meer intiem te soek. Ons moet begin om hom werklik te soek met alles in ons. En is dit nie maar hoekom ons vas nie? Soos wat Dwayne nou die aand gesê het, laat die vlees kleiner word en laat die gees groter word as die vlees, laat die gees naaraan die vlees domineer en oorweldig, laat die gees groter word as wat die vlees is. En die Here het vir my hierdie gedeelte gegee in Efesiërs. Julle kan saam my lees as julle wil, Efesiërs 1 vers 15 tot 18, hy 3 versies daarso. Dit sê, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle dink nie. Dat die God van die Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van die waarheid en openbaring in kennis van hom mag gee. In kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van die roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Die oor wil nie meer lekker lees nie, as hulle groter Bybel moet kry. Net daai gedeelte, het die Here my so gepraat oor en daar's so baie gelowiges, my tema is vanaand dat ons in hierdie vastheid moet sien wat ons reeds het. Dat ons weer sal begin besef en sal sien wat God vir ons reeds gegee het, wat ons reeds het. Partykeer dan raak die lewe so gejaagd en dinge gaan teen so vinnig gepas, dat ons nie besef, wat het God reeds vir ons gegee nie, wat is daar vir ons, dat ons dit vergeet, en dit is baie soos, 'n persoon, wat, hy is 'n versamelaar gewees, en hy het iemand uitgestuur om vir hom, iets te gaan soek, wat hy wil by sy versameling van diersame goed te gaan sit. En hy het die persoon uitgestuur en die persoon het gaan soek wêreldwyd en hy kon nie dit kry wat die versamelaar wou gehad het nie. Net tot om die persoon, die versamelaar, het toe na 'n jaar agtergekom, maar dit waarvoor hy die persoon uitgestuur het, is eintlik in sy stoor. Dit staan al vir 'n hele jaar lank daar. Staan dit daarso. En dieselfde met ons. Partykeer dan gebeur daar dinge in ons lewe en ons besef nie wat dit is wat God vir ons gegee het nie. Wat dit is wat die Here reeds vir ons gegee het nie. Wat het ons om oorwinning te kan kry oor sekere areas. En partykeer dan sal 'n mens sê, Here, maar ek is bang. Ek is eintlik so bang. En dan kan jy net gaan na die woord en dan sê Here vir jou, maar ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie. Ek het nie vir jou gees van vrees gegee nie. Dan kan 'n mens, dit is een van die dinge wat 'n mens kon oorkom het. As jy net kon besef weer dat ek het dit al reeds. Ek hoef nie te gaan soek daarna nie. Ek het dit al reeds. Baie keer ons hulle mense sê, ja, maar hulle is vinnig om op die BBM en die WhatsApps en Facebook te klim en sê, ja, maar ek is siek. Ek voel nie lekker nie. En eintlik het die Here vir jou gesê, maar deur my wonde was daar vir jou genesing. Is daar vir jou genesing. Deur my wonde is daar vir jou genesing. En laat ons op 'n plek sal kom waar ons kan sê, Here, dankie vir die genesing wat jy al reeds my gegee het. Dankie, Here, dat ek
op die woord kan staan. Dankie vir dit wat ek reeds het. Dankie dat ek daarop kan staan. En dat ek nie siekte oor myself hoef te spreek nie. Dat ek nie dood oor myself hoef te spreek nie. Dankie Here dat deur u wonde is daar vir my genesing. Dankie dat ek in oorwinning kan lewe. 'n Mens moet begin besef, 'n mens moet in die woord gaan, en mens moet weer begin stil raak. En ek dink dis hoekom hierdie vastheid daar is. Laat ons net weer kan stil raak en in diepte met God kan kennis maak en met hom kan konnekteer en dat hy weer vir ons begin wys, maar my kind, ek het dit al reeds vir jou gegee. Dis joune, vat dit net. Vat dit net vir jou. Dis reeds daar vir jou. Kom ons kyk dan maar net gou na wat Paulus dan nou eintlik sê in die teksgedeelte van ons. En die teksgedeelte van ons is Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Maar as jy Efesiërs 1 vers 3 en 4 gaan kyk, dan is dit baie dieselfde as ons gedeelte, Efesiërs 1 vers 15 tot 23. En in die oorspronklike Grieks was dit geskryf as een lang sin. Dit was een lang aan mekaar ding gewees. Maar met die vertalings het hulle dit opgebreek in kleiner gedeeltes en so aan. Maar as ek daai gedeelte lees van wat Paulus daar skryf, dan is dit my so asof Paulus diep asem inhaal en hy maak sy hart skoon. Paulus kom en hy maak sy hart skoon en hy sê wat hy wou sê oor hierdie gemeente wat vir hom so naby in die hart lê. Die gemeente wat hy sien wat so vooruit gaan. Dis my so asof Paulus hy asem so diep inhaal en hy gee alles wat hy kan. Hy maak sy hart skoon in daardie gedeelte. Ons sien ook in die gedeelte dat hy as hy vir hierdie gemeente bid, dan bid hy nie dat hulle iets moet ontvang nie. En dit is my punt vanaand. Hy bid nie dat hulle iets moet ontvang nie, maar dat God hulle oë sal oopmaak. Dis waarvoor hy bid. Hy bid eintlik dat God hulle oë sal oopmaak, dat hulle sal sien wat hulle reeds het, soos ek nou net gesê het. Dat God ons oë sal oopmaak, in die vastheid. Laat ons bid en sê, Here, maar maak ons oë oop, dat ons net weer sal sien, dit wat jy reeds vir ons gegee het. Maak het ons oë oop, dat ons dit weer sal sien, dat ons dit net weer sal besef. Maak ons oë oop, en dit is waarvoor Paulus dan bid vir hierdie gemeente. Nou ons tema vir hierdie maand, is dan ook be inspired. En sê ek vanmorgen gesê het, Efesiërs, as jy Efesiërs gaan lees, dan is dit so 'n inspirerende gedeelte. Dit is so 'n inspirerende boek. Efesiërs is inspirerend. Jy kan hom gaan lees. Daar's so baie gedeeltes. As jy in jou stilte tyd net bietjie gaan en jy gaan lees daardeur en jy kan neerskryf al die inspirerende gedeeltes wat daar is vir ons, dan gaan jy sommer geïnspireerd word deur dit. Ek het 'n paar neergeskryf wat ek wil hê ons moet na kyk. En die eerste een daarso is Efesiërs 1 vers 3 wat sê hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Met al die seëninge wat daar in die hemel is. Efesiërs 1 vers 6 kan ons gaan lees. Efesiërs 1 vers 6 wat sê daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Heerlike genade, vrylik vir ons. Efesiërs 1 vers 7, wat sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Vers 8 wat sê, wat hy in al sy wysheid en insig, so oorvloedig aan ons geskenk het. Efesiërs 1 vers 19, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag. Sy alles oortreffende grootheid van sy krag. Efesiërs 2 vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Sulke bemoedigende gedeeltes in Efesiërs, en ek wil jou aanmoedig om dit te gaan lees. As jy by die huis kom en so aan, gaan lees dit weer deur en be inspired deur dit. In Efesiërs 3 vers 18 sien ons hoe wyd en ver en hoog en diep Jesus se liefde is vir ons. Dit is net vir my awesome om dit weer te gaan lees. Nou, ek vra myself die vraag af, wat hoort by iemand
wat insig kry in die werk van God die Vader, daar in vers 6, God die Seun en God die Heilige Gees. Wat hoort by iemand wat daardie insig gekry het, iemand wat daai volle insig gekry het, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Wat hoort by iemand soos daardie? Niks anderster as lof en dank nie. Lof en dank hoort by so 'n persoon, waar hy insig gekry het van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Ek dink jy daar kan iets, net lof en dankie Here, vir daardie insig, die Here loof en prys, elke liewe dag, vir daardie insig wat hy gekry het. Nou, hier is Paulus, en hy is 'n man, wie die geheimenisse van God, aan wie die geheimenisse van God openbaar is, en in Efesiërs 3 vers 3, sê Paulus, hy sê daar, hy het sy geheimenisse, deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En wat rol oor sy lippe, as hy rapport kry van 'n gemeente, waar God aan die werk is? Wat rol oor Paulus se lippe, as hy 'n rapport terugkry, van 'n gemeente waar God kragdadiglik werk? Wat rol oor Paulus se lippe, as hy hierdie rapport terugkry, van 'n gemeente, waar jy kan sien, dat God is besig om te werk? Wat rol oor sy lippe? Hy sê daarso, hy sê, ek hou nie op om dankie te sê vir julle nie. Ek hou nie op om dankie te sê vir julle nie. Daai dankbaarheid vir hierdie gemeente waar hy kan sien, maar God is besig. God werk hierso. God is kragdadiglik in die werk in hierdie gemeente. Hy kom en hy sê, ek kan net nie ophou om dankie te sê nie. Kan ons dit sê? Kan ek en jy dit sê? Kan ek en jy sê, maar ek kan nie anders nie. Ek kan nie ophou om vir die Here te sê, dankie vir hierdie boeties en sissies wat ons hier het nie. Kan ons sê, ek kan nie anders nie, ek is oorweldig deur Charisma Fellowship, boeties en sissies met liefde, wat vir ons so na in die hart is. Kan ons dit ook sê? Kan ons ook sê, maar ons kan nie anders nie? Want die Gees van God is besig om te werk hierso. En ek kan my dalk verstou deur te sê dat as Paulus hier moes wees, sou hy dieselfde gesê het van Charisma Fellowship. Ek stap Vrydag hierso in en ek was oorweldig. Toe ek hier instap, ek en Dwyn, en die kindertjies speel hier buite op die grasperk. En daar's babetjies wat slaap daar en hier word worsies gebraai hier buitekant. Die kindertjies hardloop die wêreld. Daar's lewe. Hier's lewe gewees hier buite en ek kry hoendervleis en ek besef net maar God is besig om te werk. God is besig om te werk in Charisma Fellowship. Dit was so ooglopend. Jy kon die Gees van God voel werk in ons gemeente. En ek dink toe daaraan, maar Paulus sou ook hier kon staan en as hy dit gesê het, sou hy ook gesê het, ek kan nie ophou om dankie te sê vir julle nie, vir Charisma Fellowship. Want ek kan sien God se Gees is hier. Ek kan sien God is aan die werk. Ek kan sien God is besig met iets in Charisma Fellowship. Ek glo Paulus sou dieselfde gesê het. Nou, Paulus sing nie hierso lofliedere aan die gemeente nie. Toe hy daai rapport terugkry, kom hy nie en hy begin lofliedere aan die gemeente sing nie. Maar wat doen Paulus? Hy besing die lof van God. Paulus kom en hy besing die lof van God. Die God van heerlikheid waarvan vers 17 in daai gedeelte praat. In vers 15 sê hy, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hy praat hier van geloof en liefde en in vers 18 gaan hy en hy praat van hoop. Die basiese elemente of kenmerke van die volk van God. Die basiese kenmerke van die volk van God, geloof, hoop en liefde. Daai kenmerke sien hy raak en hy weet, maar dis waar God werk. Dis hier waar God werk. Hy sien dit raak. Is dit wat jy sien? Is dit wat jy sien in Charisma Fellowship? Geloof, hoop en liefde. Is dit wat ons sien? Is dit wat ons beleef in Charisma Fellowship? Geloof,
hoop en liefde. Dis hierin dat jy God se kinders erken. Dis aan hierdie dinge wat jy God se kinders ken. Dis aan hierdie dinge wat jy God se kinders gaan uitken uit miljoene ander mense uit. Iemand met geloof, iemand met hoop, iemand met liefde. Dis waar jy God se kinders gaan uitken, uit miljoene uit, gaan jy kan sê, dis 'n kind van God. Dis God se kind. Geloof, hoop en liefde. Dis die in wie God werk, sê ek, wat gebreek het met drie aanbidding van hulle self. Mense in wie God werk, wat kan breek met die aanbidding van hulle self, daardie, wat kan breek met die lewe, wat net vir hulle self lewe, net vir die hier en vir nou en vir hierdie 70 jaar wat die Bybel van praat op aarde. Dis God wat in iemand se lewe werk, wat kan breek met dit, en kan sê, maar ek kyk nie meer daaraan vas nie. Dit is net God, wat 'n sondaar kan verander, dat hy homself nie meer vertrou nie, maar dat hy God vertrou. Dit is net God wat dit kan doen. Dat hy sondaar kan verander, dat hy sê, maar ek vertrou myself nie meer nie, maar ek vertrou God. Ek vertrou net vir God. Dit is net God wat 'n sondaar kan verander, dat hy homself nie meer lief het nie, maar dat hy ander mense begin lief het. Dit is net God wat met 'n sondaar so kan werk. Dit is net God wat met 'n sondaar kan werk, wat vasgevang was in hierdie tydelike dinge hier op aarde, en sy oog kan draai, en kan sê, maar ek vestig my oë op die ewige. Ek het 'n ewigheidsperspektief. Dit is net God wat dit kan doen. En dis wat Paulus raak sien in die gemeente. Dis wat Paulus sien in daardie gemeente. En hy sien God aan die werk. Ja, ons moet God dank vir die fisiese en vir die dinge elke dag, moet ons God dank. Maar daar is niks wat ons harte so moet roer, soos die ewige werk wat God in ons harte, in ons gees en ons liggaam gedoen het nie. Daar moet niks wees, niks anderster, wat ons harte so moet roer, so kan roer, soos dit wat God vir ons gedoen het nie. Dit wat God vir ons, daai ewigheid, daai ewige werk wat hy in ons begin het, dit wat God vir ons doen. Daar moet niks anderster wees wat ons harte so kan roer, soos dit nie. Dat ons kan sê, Here, maar ons lewe met 'n ewigheidsperspektief. Ons lewe nie vir nou nie, ons lewe nie net vir vandag en vir hierdie paar jaar op aarde nie, maar Here, ons lewe met 'n ewigheidsperspektief. Hoor wat sê Efesiërs 2, vers 8 tot 10, dit sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons hoef nie meer te soek na redes nie. Ons hoef nie te gaan soek vir redes nie. Ons het alle rede om die Here te loof en te prys. Ons het al die rede, hier het ons dit nou klaar gelees. Ons het alle rede om dankbaar te wees. Ons hoef nie meer te gaan soek vir redes en te sê, maar ons wil redes hê, waarom ons kan dankbaar, hier het ons dit nou gelees. Ons het al die rede om te sê, Here, maar ons is dankbaar. Ons kan soos Paulus sê, ons kan nie ophou sê dankie nie. Ons het alle rede, ons het al die redes daarvoor. Ons God verlustig om in die dankseggingen en die dankuitinge van ons. Hoor wat sê Psalm 22 vers 4, hy sê, eers tog die heilige wat woon, waar die lossange van Israel weer klink. Die Here wil hê ons moet dit doen. Die Here wil hê ons moet hom loof, ons moet hom prys, ons moet die Here eer gee. Hy wil dit hê. Dit is dit vir ons wil hê. In Lukas 17 vers 11 tot 19 kom Jesus en hy genees 10 malaatse mans. En hierdie Samaritaan, net die een, draai om en hy kom terug en hy val voor Jesus se voete en hy dank die Here hardop en hy gee eer vir God. Hy gee eer vir Jesus en hy's dankbaar vir dit wat Jesus gedoen het. Jesus noem dit in vers 18, noem Jesus dit God verheerlikende optrede. God verheerlikende optrede, laat hy gekom het en hy het God verheerlik. Nou, hoekom het die Samaritaan omgedraai? Jesus gee die antwoord
daarom vers 19, hy sê, jou geloof het jou gered. Jesus kom en ek gee die antwoord, hy sê, jou geloof het jou gered. Hy het God gedank, omdat hy geglo het. Dis hoekom hy omgedraai, en hy gekom, en hy het voor Jesus se voete geval, want hy het geglo. Hy het God geglo. En dit hoort by ons, as gelowiges, om het elke dag te doen. Dit hoort by ons as gelowiges, om elke dag die Here te loof, en te prys. Wat Chris net gesê het, dat ons nie net op 'n Sondag sal kom, en sê maar, ons kom die Here loof, en ons kom die Here prys nie. Dit hoort by ons as gelowiges, om het elke dag te doen. Om elke dag te gaan en te sê, Here, maar ek wil die loof, ek wil die prys. Here, ek het die lief. Dankie, Here. Ek kan nie ophou dankie sê nie, soos wat Paulus daar so sê. Romeine 5 vers 20 sê, die wet het bygekom om die oortredings nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. My gebed vir hierdie jaar, is dat ons meer dankbaar sal wees, en dat ons nader aan God sal groei. Laat ons 'n groter kennis van God sal opbou. Laat ons sal ophou om te kla, te kerm en te kla. Sal ophou om 'n SMS te stuur en te sê, maar ek is siek, of 'n WhatsApp. Dat ons hy WhatsApp sal uitstuur en sê, Here, dankie dat jy het reeds genees het. Dat ons hy SMS of hy BBM sal uitstuur en sê, Here, dankie vir jou genesing. Dankie Here dat deur jou wonde vir my genesing gekom het, alreeds. Wanneer Paulus voor God kom met die gemeente, sê hy ook nie net dankie nie, né? Hoor wat sê hy in vers 17. Hy sê daarso, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En as Paulus dan verder gaan, en hy gaan daar so in hoofstuk 6, Efesiërs 6, en hy kom met die wapenrusting, dan sê hy in vers 14 sê hy, bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid, as gordel om julle heupe. Dan gaan hy aan, hy kom in vers 17 en hy sê, sit verlossing op as helm, en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Vat dit. Die woord moet eintlik 'n baie prominente ding in ons lewe raak. Ons moet meer die woord vat, en sê, Here, maar ek wil jou dieper leer ken, ek wil hierdie woord vat, en ek wil in die woord ingaan. Dit moet 'n prominente ding wees, by ons, waar jy loop, oralster waar jy gaan, jy moet 'n Bybel by jou werk hê, in jou laai, jy moet 'n Bybel in jou tas hê as jy skool toe gaan, jy moet 'n Bybel hê, dit moet 'n prominente ding wees, dit moet 'n ding wees wat jy begin koester, wat ons selfone partykeer oppas, ons pas ons selfone mooier op, as wat ons Bybels oppas partykeer. Kom ons vat die Bybel, en ons begin om te koester, ons begin, kry die Bybel op jou selfoon, idee daai, kom ons begin dit te doen, kom ons doen dit, want dit is die waarheid, dit is die woord van God, dit is die waarheid, dit is die wapen van die Gees, dit is wat ons moet hê, dit is waarmee ons onsself verdedig, dit is waarmee ons kan aanval, met die woord van God, laat hy by jou wees, laat hy naby in jou wees. Ons leef in 'n tyd eintlik waar ons soveel hordes van middels het, en tegnologie het, waar ons plaasvervangers, kan ek amper sê, het van God se woord. Daar is soveel hulpmiddels vandag, as jy net kan dink, jy kan nou op die internet gaan, en jy kan iets gaan soek, daar soveel boeke, en goede wat jy kan gaan opswat, en kan gaan lees en goede, oor die woord. En so dikwels, begin sulke boeke, en goeders, die plek inneem, van die woord van God. Kom ons laat nie toe, laat ons moet dit lees, ons moet, ek bevorder dit, maar laat ons God se woord vat, en sê, maar dis die waarheid, dat ons op God se woord begin staan. So dikwels neem hierdie ander boeke God se plek in van sy woord. En daar's party mense, jy sal dit nie glo nie, maar daar's regtig mense wat regtig uitgaan en sê, maar sonder hierdie handboeke, sonder hierdie goede, kan ek God nie werklik ken nie. Daar's mense wat werklik so voel, wat so dink, dat sonder hierdie hulpmiddels sal ek nie God kan ken nie. Net met God se woord alleenig kan ek nie. Daar's werklik mense wat so dink. Baie kerke het al versplinter.
Want dit gaan nie meer oor God se woord nie. Vir baie kerke is dit is hartseer, maar dit is so dat kerke al versplinter het as gevolg van dit. Laat hulle nie meer sê, maar dit is die woord van God. Laat hulle kan staan en sê, God sê so nie, God se woord sê so nie. Maar laat hulle staan en hulle sê, so en so en so het dit en dit gesê. Laat ons nie meer op dit staan nie, maar laat ons nie in daai selfde strik tap en sê, maar kom ons, daar's 'n boek, ek staan en ek luister na wat daardie persoon sê nie, maar laat ons weer sal terugkom en sal sê, dis wat God sê, dis wat die woord van God my leer. As Paulus wil hê dat die gemeente God moet ken, wat is dit wat hy doen? Wat doen Paulus hierso? Hy bid dat God vir hulle gees van wysheid en openbaring gee. Hy bid dat God vir hulle gees van wysheid en openbaring gee. Want dit is net hy wat hierdie wysheid en openbaring kan gee. Dit is net God wat vir hulle hierdie wysheid en die openbaring kan gee. Dit is net God wat vir hierdie letterlike, ek sê dit is soos 'n diamant, hierdie wysheid kan gee. Ek sê dit is soos 'n diamant wat jy kan hom van enige kant af kyk en hy is mooi. Jy kan hom van al die hoeke af bekyk en so aan en hy gaan mooi wees van al die kante af. En dit is God wat hierdie heerlikheid kan gee. Dit is God wat daai mooi kan gee. En is net God wat dit kan doen. Wat daai persoon soos daai diamant kan laat kyk van al die kante af en dit bly mooi lyk. Dit is net God wat kan gee. Niemand anderster kan dit gee nie. Wysheid, sê ek, is om insig te hê in die ware aard van iets. Dis om wysheid te hê. As jy insig het van die werklikheid van iets wat jy wil leer ken. Hoor wat in die gees van God in 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Aan ons dan het God dit deur die gees bekend gemaak. Want die gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van die mens, behalwe die gees van die mens, wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde, wat die mense wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat die geestelike beoordeel moet word. Die mens wat die gees van God het, kan die waarheid van alle dinge beoordeel. Maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. Wysheid is om the mind of Christ te hê. Christ's mind. Om Christ's mind te hê. Dit is wysheid. Nou, hoe doen hy dit hierso? Hy sê, omgord jou lendene met die waarheid en vat die swaard van die gees. Dis hoe hy dit doen. Dit is wat hy vir ons leer. Ons moet tyd in die woord spandeer. Baie meer tyd vat. En sê maar, ek wil my tyd, wil ek in die woord van God begin spandeer. Want dit is hier waar God homself begin openbaar. En veral in ons vas tyd nou, waar jy nog besig is om te vas. As jy die woord van God begin vat, gaan jy verbaas wees deur dit wat God vir jou gaan begin wys. Uit sy woord uit. Nie uit boeke uit ander bronne uit nie, maar uit God se woord uit. Om te gaan sit en te sê, God, ek vat u woord vandag. In hierdie vastheid, Here, waar ek wil hê my gees moet groter word. Vat jy die woord van God en jy gaan sien wat gaan God vir jou openbaar. Deur sy woord. As ek vir jou leer of as ek vir jou sê, hoorie, as ek 'n voorbeeld kan kry, sê, leer vir Dion ken. Leer vir Dion bietjie beter ken. Wat gaan jy maak? Jy gaan tyd spandeer saam met Dion. Jy gaan vir Dion begin uitvra. Jy gaan konstant by hom wees en sê, Dion, maar weet, waar kom jy vandaan? Wat is jou name? Wie is jy eintlik? Jy gaan tyd spandeer met hom. Jy gaan hom uitvra van waar hy nog in die wêreld was, tot waar hy nou is. Gaan jy dit begin doen? En
dit is hoe ons tyd moet spandeer met God. Ons moet konstant by hom wees, die heel tyd. En dit is binne die konteks wat Paulus dan eintlik bedoel. Dis waar vir ons ook moet bid, vir daardie intieme persoonlike kennis en ervaring, nabye, intieme kennis van God. Dis waarvoor ons moet bid. Dis wat ons harte moet wees. Dis die kennis wat die Samaritaan ook gehad het, toe hy teruggegaan het en voor Jesus se voete gaan val het. Hy het daai nabye kennis gehad. Hy het daai kennis gehad van, ek is naby God. Wat het die ander 9 gehad? Hulle het 'n ver kennis gehad. Hulle was op 'n afstand gewees. Hulle het daai afstand kennis van God gehad. Hulle het nie daai nabye kennis gehad, soos wat 3 ene gehad het, wat voor Jesus se voete was nie. Hulle het nie kennis, hulle het maar op 'n afstand, op 'n distansie, het hulle gestaan, en dis die afstand kennis, dis maar al wat hulle gehad het. Dis wat hulle gesien het van God. Maar ons moet nie so, ons moet daai soos daai Samaritaan, daai nabye kennis hê van God. Hy het daai Samaritaan het kontak gehad met hom, en die ander 9 wat daar op die afstand was, het maar op baie afstand kennis. Kom ons wees nie so nie. Kom ons wees nie so om net te sê, maar ek weet van hom nie. Maar dat ons eerder kan omdraai, dat ons kan sê, maar ek ken hom. Ek het hom ontmoet. Ek het 'n persoonlike verhouding met hom. Ek wandel met hom. Kom ons wees so, dat ons kan sê, maar ek het daai persoonlike verhouding met God. Ek wandel met hom elke dag. Soos Henog, soos Noag, soos Dawid, dat ons kan sê, dit is my Vader. Dit is my Vader, dat ons dit kan sê. Paulus skryf aan die Filippense, dat hy alles as waardeloos beskou, terwille van die alles oortreffende kennis van Christus. In Filippense 3 vers 7, hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Dinge wat in die verlede wat vir my so huge was, alles beskou ek as niks, vir hierdie kennis van God. Laat ons in die vastheid kan sê, maar Here, dis die kennis wat ek wil hê. As hierdie vastheid klaarmaak, dat ek kan omdraai met 'n getuienis, kan sê, ek wil niks weet nie, net die kennis van God, wat hy my geleer het in die vastheid. Dat ons kan omdraai en dit kan sê, en nie net in die vastheid nie, maar dat ons dit elke dag kan doen. Al is die vastheid klaar. Ek maak klaar met Filippense 3 vers 7, dit sê, dis nou, jy wat het nou net gelees het, niks kom by die waarde van 'n persoonlike kennis van Jesus Christus nie. Daar's net mooi niks wat daarby kom nie, en dit is wat Paulus so sê. En wat 'n genade is dit, wat 'n wonderlike voorreg is dit, soos ek mee begin het, vir ons om hier te kan sit vanaand, en te kan sê, maar dit is die God wat ons ken. Wat 'n wonderlike genade, en wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons, om hier te kan sit, en te kan sê, daai wat jy nou van gepraat het, dis die God wat ek ken, dis die God wat ek kan bid in my binnekamer in die aand, dis die God wat ek en my vrou dien, dis die God wat my kinders my sien aanbid, kan ons sê, maar dit is die God wat ander mense sien, wat ek aanbid, by die werk, waar ons ook al beweeg. Kom ons begin en sê, maar ek wil daai kennis hê. Ek soek daai kennis van hierdie God waarvan jy nou gepraat het. Ek wil dieper gaan, baie dieper. En ek wil soos Paulus kan sê, ek hou aan bid. Ek kan nie ophou nie. Ek kan nie ophou om vir die Here dankie te sê vir dit nie. Kom ons kom op baie punt waar Paulus was. En ons sê, maar ek kan nie ophou dankie sê nie. Kom ons sit so, ons sluit ons oë. Here, ons eer U vanaand. Here, ons eer U vir U woord. Here, dankie dat ons hier kan sit en ons in ons harte weet, ons Here, ons wil daai dieper verhouding hê. Dankie Here vir hierdie vastheid, vir hierdie Danielsvas. Here, wat vir ons net nog dieper trek. Here, dis my gebed vir Chrisma Fellowship. Here, laat U self meer aan ons sal openbaar. Here, laat ons meer van U sal hê. Here, laat ons elkeen waar ons ook al beweeg, daardie intimiteit van U sal ervaar. Dat ons U Heilige Gees op 'n vlak sal begin ervaar, Here, wat ons nog nooit gesien het nie.
Dankie Vader, dat die Charisma Fellowship so seën. Dankie Here, dat ons ook hier kan staan en kan sê, ons kan net dankie sê. Dankie Here, vir hierdie gemeente. Dankie Here, vir die mense in die gemeente. Dankie vir hierdie energie, Here. Dankie vir elke persoon wat committed is. Dankie Here Jesus. Here, ons eer U vanaand. Ons loof U en ons prys U, Here. Dankie Here dat U hierdie woord vasmaak in harte vanaand. Dat die mense hier sal uitstap, Here Jesus, en dat hulle ook sal sê, maar ek het daai honger en daai begeerte om in die woorde in te delf, om in die woord te gaan en hierdie Efesiërs te gaan lees, en te lees dit wat U vir ons wil gee, Here, dit wat ons stig, dit wat ons oplig, sodat ons ook kan sê, we are inspired by this word, Lord. Dankie Here. Ons gee vir U al die lof en al die eer. Here, dankie dat ons in Jesus naam vir U kan dank, Here, vir U seën en vir U genade in ons lewe. In Jesus se wonderlike naam. Amen.